Amen. Hy verdien al die lof, al die eer, al die aanbidding. Pastoor Johan, baie dankie vir die wonderlike uitnodiging. My groot voorreg om vanoggend saam met julle te wees en glo my as ek dit sê, ek is vreeslik trots op wat ek hier sien, want alles is so netjies, alles is so mooi, alles lyk so pragtig skoon en die meeste van alles, die mense wat vanoggend hier is hier omdat hulle hier wil wees. Amen. 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 Julle is hier om vanmôre die naam van die Here groot te maak saam met my. Amen. Nou, voordat ek gaan regtig in die woord in delf, wil ek net so iets vinnig met julle deel en dit wat pastoor nou gesê het is so belangrik en waar en ek weet nie eens of julle dit weet nie, maar die volle evangelie kerk van God in Suid-Afrika nou, ons het so oor 1000, amper 1200 gemeentes in Suid-Afrika, die volle evangelie kerk, maar ons is nou amalgemeer met die Church of God in Amerika en dit beteken dat ons uiteindelik een kerk is en dat ons in 192 lande verteenwoordig is. So enige plek as jy nou ooit op toer gaan en jy gaan 'n bietjie die wêreld wil sien, gaan jy uiteindelik die logo wat hier buitekant op julle hek is, die kruis met die mooi vlam, jy gaan daar dieselfde logo in 192 lande kry. En dit is so lekker om te weet dat julle uiteindelik, en julle dink nou, julle is nou afgesonderd hier een kant in Eastland, nee, julle is deel van 'n streek, julle is deel van 'n land, maar julle is deel van 'n baie groter kerk oor die wêreld heen wat die naam van die Here groot maak. Julle het familie in Christus Jesus oor die wêreld heen. En ek sê altyd is so kosbaar as 'n mens sien, Australië, Nieu-Seeland en al daai plekke, hulle is nou onbereid te gaan slaap, hulle het nou tot so 'n paar minute terug het hulle nou die Here geloof en geprys. Nou van Afrika oor. En ons is nou besig met die naam en die saak van die Here. As ons gaan slaap vanaand, dan vat die Amerikas oor. So dit is regtig wat snags in die huis van die Here staan. Dag en nag word die naam van die Here geloof en geprys. 'n Paar jaar gelede het die maatskappy Coke het hulle 'n vreeslike interessante logo gehad en die logo was gewees where there is a thirst, there will be a Coke. Nou ek bid dat dit sal wees where there is people, there will be a church. Amen. 'n Plek waar mense die naam en die saak van die Here kan loof en prys. Pastor, dit is so lekker om vanoggend saam met julle te kuier, dit is so lekker om so pragtig en mooi vol gemeente te sien wat so met ywer en lof die Here aanbid. En saam met jou vrou en jou familie en saam met jou geestelike familie in jou huis en die kudde waaroor jy moet waghou, is dit vir ons, vir my en Ronel vanoggend 'n baie groot voorreg om saam met julle te wees. Ronel sê sy voel so 'n bietjie oulik en ek dink dat dit is maar omdat ons so lank gevlieg het. Ons is dit nie regtig gewoond nie. Ons was 19 ure in die lug gewees. Die eerste vlug was 14 ure en dus die vlug laat het hulle ons sommer met 'n bussie gevat na die volgende vliegtuig toe. Ons het direk opgeklim. Ons was nie eers na die terminals toe nie en daar het ons die volgende vlug gepad van 5 ure. En dit het so 'n bietjie gevat aan die lyf. Ons sit nog so 'n bietjie met jet lag. So enige tyd tussen 2 en 4 uur in die môre is ons helder wakker. Want die wekker werk nou nog met Amerika tyd, maar ons is in Suid-Afrika. Maar ek is vanmôre net hier om met julle te kom deel die wonderlike nuus van Jesus Christus. Amen. En dis lekker dat my vroutjie saam is. Soos wat pastoor tereg gesê het, ons heel eerste gemeente was in Bloemhof in die Wes-Transvaal. Nou daar was ons 6 jaar gewees en ek het ook daar deeltyds geboer en toe het ons die beroep gekry na Middelburg gemeente toe en daar was ons 24 jaar gewees. Baie lang tyd en dis ook onder andere waar ons dan pragtige familie wat julle reeds genoem het dan leer ken het en dit is uiteindelik so dat ons in 2017 die voorreg gehad het om dan gekies te word in die posisie waar ons is. Maar ek wil vir u verseker, as die mense sekretaris-generaal, dan sê ek altyd, jong, ek is nie eens 'n kopperhaal nie, maar julle noem my generaal. Maar ek is maar net daar om die naam van die Here groot te maak. Posisie of status het nog nooit regtig vir ons enigiets beteken nie. Dit is maar net om uiteindelik diensknegte van die Here Jesus Christus. Gaan die mikrofoon gaan dit hard genoeg wees as ek so praat. Ek hoor net so 'n bietjie van 'n geluid. Kan julle my almal hoor as ek so praat? Baie dankie. Dis hier lekker 'n groot voordeel van pastors wat jou mense met daai een kan sit. Dan kan ek my hande gebruik en nou is ek reg en nou is ek los. Ek wil vanmôre met u gesels uit die woord uit en as jy jou Bybel gebring het, dan wil ek hê jy moet graag oopmaak by die boek van Romeine 8 vers 28. En ek wil graag met jou deel 'n gedeelte wat vanmôre dalk dink ek op jou van toepassing kan wees.
iets wat vir jou iets kan beteken, maar die tema van hierdie boodskap gaan dalk baie vreemd klink en baie vreemd wees. Ek wil vanmôre met jou praat oor vreemde predikers. Vreemde predikers. Nou weet ek, jou kop gaan dadelik na mense toe wat dalk miskien in ons moderne dag vandag, en jy dink nou dadelik dalk aan 'n TV-prediker, of jy dink dalk aan 'n pastoor van 'n ander gemeente. Dis sogenaamd nie die lyn wat ek wil volg nie. U sal agterkom soos wat ons vorder waaroor ek so 'n bietjie met u wil gesels. Nou Romeine 8:28 is 'n bekende gedeelte en ons weet dat die Bybel sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, is u van hulle vanmôre? Amen. Okay, julle het nie die teks gehoor nie, kom ek lees dit weer. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, is daar sulke mense? Nou ja, alles. Is dit wat julle Bybels ook sê? Amen. Julle is so stil as julle hier. Sê julle Bybel ook alles. Alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Halleluja. Wat 'n wonderlike teks, wat 'n wonderlike skrif. Somtyds gebeur goed met ons en ons verstaan dit op die oomblik wat dit met ons gebeur. Verstaan ons dit nie dadelik nie. Baie kere is daar goed wat op ons pad lê en as dit ons tref, dan sien ons dit baie keer en baie dikwels as iets wat nou soos 'n swaard oor ons koppe kom hang. Dit kan persone, dit kan omstandighede, dit kan geleenthede wees wat met ons harte praat. Maar ek dink julle sal met my saamstem vanoggend dat baie dikwels gebruik die Here goed wat hy na ons toe stuur om uiteindelik met ons te praat, met ons te werk. En as ons vanmôre iets hieruit kan leer en iets kan wys word wat die Here met ons praat en wat die Here vir ons wil sê, dan glo ek gaan ons dalk so 'n bietjie beter verstaan hoe ons in hierdie groot raadsplan van God inpas. In jou eie lewe, soos wat jy vanmôre hier sit, is daar dalk miskien 'n paar goed wat jy vanoggend kan herroep, wat met jou gepraat het. Dit was nie 'n pastoor agter 'n kansel nie. Dit was nie 'n teksvers nie. Dit was nie 'n geestelike liedjie nie. Maar dis iets wat met jou gebeur het, wat jou laat verstaan het, die Here is met jou besig. Dis iets wat met jou gebeur het, en toe jy dit voel, en jy dit beleef, toe is dit asof daar iets besig is om met jou te praat, wat vir jou wil sê, moenie dit doen nie, of doen dit. En in almal van ons lewens, het dit al iewers gebeur. Maar ek wil vanmôre met jou so 'n bietjie deel oor 'n paar vreemde predikers in die Bybel. En as jy na hierdie mense gaan kyk, dan sal jy sien dat hierdie mense het uiteindelik elkeen as 'n vreemde prediker vir die mense van die tyd opgetree. Maar dit het 'n boodskap gehad wat mense se harte getref het. Die eerste een waarby ek so 'n bietjie wil stil staan, is Johannes die Doper. Nou sy boodskap, as ons na die Nuwe Testament gaan kyk, was 'n boodskap gewees van liefde. Die Here Jesus praat selfs van Johannes en hy noem hom dat hy is die disipel wat uiteindelik regtig waar vir Jesus lief gehad het. Johannes 13 vers 23 sê, en een van sy disipels vir wie Jesus lief gehad het aan tafel teenoor die bors van Jesus gelê. Dit was Johannes die Doper. Maar hy was 'n vreemde kerel gewees. Vreemd in die sin dat hy nogal vreemde klere gehad. Kan jy jou indink as hier nou vanmôre iemand in die kerk moet sit met kameelhare vir klere, en iemand wat sprinkane en heuning vreeslik geniet het en dit as 'n lekkerny beskou het. Vir mense van sy tyd was hy dalk so 'n bietjie vreemd gewees. Vir mense van sy tyd het hy dalk nie so heeltemal lekker verstaan geword deur die dinge wat hy gedoen het en die dinge wat hy gesê het nie. Maar een ding wat ek van hom weet, is dat hierdie man se opregtheid van sy hart, sy lewenswyse het veroorsaak dat Jesus van hom gesê het, hierdie is die disipel vir wie ek lief is. Toe hy teen Jesus se bors sou lê, het Jesus hom nie weggedruk, oor hom gesê, nee wag, daar's 11 ander nie. Jesus het hom gekoester, Jesus het hom lief. En so wil ek glo dat elkeen van u wat vanmôre hier sit, hierdie belangrike boodskap vanuit God se woord moet hoor. Jesus het jou lief. Amen. Net soos wat jy is.
Maak nie saak waar jy bly, maak nie saak wat jy ry, maak nie saak wat jy het nie, maak nie saak hoe geleerd jy is, maak nie saak vanmôre wat jou agtergrond of jou lewe op hierdie oomblik inhou nie. Ek wil die verklaring vanmôre kom maak om te sê, die Here Jesus het jou lief. Net soos wat jy is. Die tweede vreemde prediker was Noag se duif. Want jy sien, Noag se duif het interessant vir ons iets kom sê. En die preek wat hierdie duif gepreek het, is dat die Here God sal voorsien. Ek bedoel toe Noag saam met sy familie daar in die ark was en hulle hierdie teken sou kry van 'n duif met 'n blaartjie in sy bek. Toe preek hierdie duif vir Noag om te sê, weet jy wat, hierdie God wat gesê het, hy sal voorsien, hy sal julle bewaar, hy sal julle spaar. Hierdie selfde duif is die preek wat jy moet hoor, Noag, en hierdie preek wil jou vanmôre kom herinner daaraan dat God is 'n waarmaker van sy woord. Dit wat hy beloof het, sal hy doen. Hierdie duif kom praat van God se voorsiening. Ek weet nie van jou vanmôre nie, maar daar is in my lewe so baie dinge wat my gedurig herinner van God se voorsiening. God wat vir my is, God wat na my kyk, God wat my beskerm, God wat my bewaar. 'n Tyd gelede het iets net so vinnig gebeur en toe besef ek was nou 'n split sekonde weg van iets baie sleg wat met my kon gebeur. 'n Split sekonde. En ek het nie gedink dat dit enigiets te doen gehad het met my nie. Maar ek het net in een oomblik besef, God se genade is so groot. God se genade is so oorvloedige. God se genade is deel van elkeen van ons se lewe. Maar as 'n ou kleerlingman wat op 'n stadion met mooi ding gesing het, hy het die woorde gesing van dit was maar net 'n genadekans. Ek wil weer kom sê, vriende, ek besef dit al hoe meer. Elke dag, dag na dag, besef ek, Here, dis maar net u genade. Dis nie omdat ons goed is nie. Dis nie omdat ons iets het nie. Dis nie omdat ons iets is nie. Here, dis maar net u genade. Die derde prediker wat ek vanmôre aan u wil noem, is Biliam se donkie. Nou daarvan kan 'n mens lees in Numeri 22. En hier is 'n baie interessante ding, maar die Here het die bek van die esel geopen. En hoor die preek wat hy preek. En hy sê vir Biliam, wat het ek jou gedoen, dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Hierdie esel bring 'n boodskap van vermaaning. Dit bring 'n boodskap van teregwysing. Die boodskap van hierdie donkie is 'n boodskap wat hierdie man Biliam kom herinner, luister, dit wat jy doen is nie reg nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar daar het al baie keer goed in my lewe opgedaag, wat met my gepraat het, dan weet ek net, uiteindelik ek is op die verkeerde pad. Ek is besig met die verkeerde goed. Ek is besig met die verkeerde dinge. Nou ek weet nie van jou nie, maar jou donkie is vanmôre, dalk daardie ou Ford wat jy ry. Jou donkie is vanmôre, dalk daardie ou ding waarmee jy nou vir soveel maande en soveel jare sukkel. Dalk is dit 'n troeteldier wat sleg behandel word. Dalk is dit uiteindelik vanmôre in hierdie dag waarin ons is, iets wat jou behoort te vermaan. Luister, dit wat jy doen is nie reg nie. Dit wat jy doen is verkeerd. En so gebruik die Here baie keer dinge om ons tereg te wys. Om uiteindelik vir ons te kom sê, luister, daar is 'n beter weg. Luister, daar is 'n beter pad. Die vierde prediker waaroor ek iets wil sê, en vanmôre se gedagte, is die groot vis wat vir Jona ingesluk het. Nou ek weet nie, daar is baie wat sê dis 'n walvis, ander sê dis 'n hierdie vis of 'n daardie vis. Al wat ek weet is die Bybel praat in die woord en hy sê dit was 'n groot vis. Maar Johannes 1:17 sê, en die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Ek wil vandag vir u kom sê, as God sê Nineve, kan jy nie besluit dis Tarsus nie. As God sê dit sal so wees, kan jy nie besluit ek sal so maak. Ongeag
wat jy vanmôre besluit. Op die einde van die dag sal God se wil geskied. Want die Here weet wat is vir ons die beste. Die Here weet watter pad ek en jy moet volg. Die Here weet wat die uiteinde van hierdie pad vir ons is. Die gevaar baie keer van ons lewe is ons sien net hier. Ons sien net hier. Ons kan net dit beleef. Maar God sien verder. God sien die einde van die pad. God sien hoe dit lyk daar ver, waar my en jou oog nog nie kan plek kry nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek het geleer om op die Here te vertrou. En ek weet vanmôre, kom wat wil, die wil van die Here sal geskied in ons lewe. Die 5de ene vanoggend is die kraaie van Elia. Hulle kom preek vir Elia, preek. Wat kom sê Elia? Jy sit dalk vanmôre hier by die spruitkrit. Jy dink dalk miskien vanmôre, jou lewe is verby. Jy gaan doodgaan van honger en dors. Maar dan daag die grootste preek van die lewe van Elia op, wanneer daar uiteindelik in Elia se lewe 'n sigbare preek verskyn, naamlik die kraaie, naamlik hierdie vleis, hierdie brood. 1 Konings 17 sê, en die kraaie het vir hom smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit uitgedrink. Daar was nie 'n pastoor of 'n dominee wat by die spruitkrit met Elia gepraat het nie. Nee, die preek van die Here was gewees, hier is die kraaie, hier is die vleis, hier is die water, hier is God se voorsiening, Elia. Hier is die Here wat vir jou opdaag. En jy sit dalk vanmôre hier en jy's honger. Jy sit dalk vanmôre hier en jy soek na meer. Ek wil vandag die verklaring kom maak, God is 'n God wat sorg. As hy vir die mossie sorg, en hy sê in die woord, daar sal nie eers een mossie op die aarde val, sonder dat die Here daarvan weet nie. Hoeveel te meer sal die Here vir die kroon van sy skepping, jy wat hier sit. Die Here sorg vir ons. Jy voel dalk op hierdie plek, jy is by 'n spruit. Jy voel dalk vanmôre op hierdie plek, jy is dalk by 'n doodloopstraat. Dit voel dalk net vir jou dreurbraak wil nie kom nie. Dit wil vir jou vanmôre dalk voel, jy kry nie verligting nie. Dit voel dalk vanmôre vir jou, jy verstaan nie waarom dinge gebeur soos wat dit gebeur nie. Maar ek wil vir jou kom sê, hou vas. Hou vas aan die Here. Die Here God is getrou. As die Here vir Elia, wat 'n doodgewone mens is, as die Here vir Biliam, as die Here vir Noag, doodgewone mense kon sorg, kan hy vanmôre vir Renier, kan hy vanmôre vir Johan, kan hy vanmôre vir Sarel, kan hy vanmôre vir Sina, kan hy vanmôre vir enige iemand wat hier sit, kan hy vanoggend sorg. Amen. Die 6de ding waarin ek vanmôre vir u wil kom voorstel as 'n vreemde prediker. In Lukas 16:21, en hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Die ryk man se honde word 'n preek. Want jy sien, hierdie ou bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor die put gelê het, voor die poort gelê, die woorde kom, hou moed. En alhoewel hy dalk gedink het, as hierdie ryk man se honde dalk beter af is as ek, dan is dit mos so onregverdig. Maar die boodskap van die Here was vir hierdie bedelaar gewees. Ek wil jou kom herinner, ek het nie van jou vergeet nie. Ek wil jou kom herinner, ek is nog steeds daar. Vriende, ek wil vandag vir u kom sê, ons leef in 'n vreemde wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat gebuk gaan onder allerhande vreemde goed waaraan ons nie gewoond is nie. Slegte goed wat sommer hier voor ons gebeur. Slegte goed sommer hier in ons omgewing. Goed wat in ons families plaasvind. Goed wat in ons daaglikse bestaan na ons toe kom. Maar ek wil vir jou kom sê, niks het verander nie. Jesus is dieselfde God gister, vandag, môre tot in alle ewigheid. Hy is in beheer. Hy is die een wat vir my en vir jou sorg. Een van die predikers in die Nuwe Testament wat ek dink die diepste impak gemaak het, is die haan wat kraai toe Petrus die Here verloor. Daar was nie 'n pastoor wat geroep het, Petrus, jy het dan gesê jy sal nooit
Nee, dit was 'n haan gewees. Lukas 22:61 sê, en die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Daar is dalk ook vanmôre iets wat roep na jou toe om jou tot bekering te bring. Hoor wat ek vanmôre vir jou kom sê. Somstyds laat die Here dinge toe oor ons pad. Somstyds gebruik die Here vreemde goed om met ons te praat. Somstyds verstaan ons nie die hoekom en die waarom nie. Dis dalk jou huwelik. Dis dalk jou finansies. Dis dalk 'n siek kind. Dis dalk miskien een of ander iets wat vanmôre jy saam met jou dra. Dis dalk miskien 'n werk wat jy verloor het. Dis dalk selfs vanmôre 'n oop graf. Maar hoor wat ek vandag vir jou wil kom sê. Die Here sal enigiets tot sy beskikking gebruik om ons te kry waar hy ons wil hê. Amen. Hier naby aan hom. Ek wil vandag vir u kom sê, sekerlik was een van die grootste, die diepste lesse wat geleer was in Handelinge 12:21 was die preek gewees, 'n preek van Herodes en die wurms wat veroordeling sou bring. Handelinge 12:21 sê 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gesit en hulle toegespreek. Daarop het die volk hom geroep, 'n stem wat 'n God en nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie. En hy is deur wurms verteer en het gesterf. 'n vreeslike preek. 'n vreeslike preek na hierdie koning wat in weelde geleef het, maar omdat hy die Here nie eer gegee het nie, en omdat hy menigte taal waarskuwing na waarskuwing gekry het, en sy hart verhard het die Here hom oorgegee aan die oordeel. Vandag wil ek vir u kom sê, vriende, die Here praat dalk vanoggend hier met iemand, wat al vir 'n baie lang tyd rebelleer teen die wil en die stem van die Here. Dan praat die Here vanmôre met jou, en jy sit dalk hier en jy weet net dat die Heilige Gees jou hier diep binne in jou hart oortuig, want jy weet jy's nie op die plek waar die Here jou wil hê nie. As jy vandag tot sterwe kom, weet jy, sal jy nie jou oë oopmaak by die Here Jesus nie. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, hierdie boodskap wat ek vanmôre aan jou gebring het, is baie eenvoudig. Hierdie boodskap wat ek vanmôre aan jou gebring het, was nie gewees om jou te probeer beïndruk met allerlei teologiese terme en om jou hermeneuties te probeer beïndruk met skrifuitleg nie. Hierdie is 'n boodskap vir die hart van elke mens. Want God het vir elkeen van ons elke dag 'n preek wat na ons toe kom. En dis nie noodwendig van die kansel af. Amen. Dis goed wat met ons praat. Dis goed wat met ons gebeur. Dis goed wat uiteindelik in ons lewens opduik. Maar die vraag is vanmôre, luister jy na die stem van die Here? Die vraag is vanmôre, is leer jy uit die lesse wat jy moet leer van die lewe? Die vraag is vanmôre, kyk jy met geestelike oë na die goed wat gebeur, of wag jy maar net vir nog 'n droom, of vir nog 'n teken, of wag jy maar net vir nog iemand om vir jou te kom sê wat die Here reeds vir jou sê? Amen. Soveel van ons vra vir tekens. En kom ons wees nou maar eerlik. Ons almal speel ons baie keer die ou speletjie. Here, as hier nou 'n rooi kar verbyry, dan weet ek dis wat hy sê. Of as ek my Bybel oopmaak, tjoeks, Here, dis wat hy vir my sê, en dan lees ek. Dis 'n baie gevaarlike speletjie om te speel. Want jy kan dalk net lees van waar Judas homself gaan hang het. En dis beslis nie wat die Here vir jou wil sê nie. Hallo. Amen. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, as jy regtig die stem van die Here in jou hart en jou lewe wil hoor, dan moet jy tyd maak vir hom. Amen. Vanmôre het ons die woorde gesing van een van my gunsteling liede. As jy stil word, voor die Here, kan God met jou praat. Amen. Maar ons is so besig om vir die Here te vertel wat hy moet doen. So besig om uiteindelik ons eie ding te doen. Ons dink ons weet beter. Ons wil so dink ons eie heil uitwerk. Want ons dink ons baie keer
Dat ons uiteindelik 'n beter plan het as God. Ja. En weet jy wat is so interessant? Is dat as die duiwel praat, luister ons dadelik, maar as God praat, dan wil ons eers 'n bevestiging kry. As die duiwel sê, jy siek, o ja, ek is siek. As die duiwel sê, hierdie pyn is dalk kanker, o ja, dit is dalk kanker. As die duiwel sê, man, dit gaan gebeur met hierdie, of dit gaan gebeur met, dan luister ons dadelik. Maar as God praat, dan wil ons eers baie plekke gaan bevestig of dit wel God is. Amen. Maar wanneer mens stil word voor die Here, dan weet jy dat jy weet, as die Here met jou praat. Amen. Het jy geweet dat die enigste preek wat baie mense kry, wat saam met jou werk, wat saam met jou skool gaan, wat saam met jou in die week verkeer. Jy is baie keer die prediker vir daardie mense. Want hulle sal nooit die voorreg hê om in 'n kerk te kom nie. Maar jy's die Bybel wat hulle lees. Hulle kyk wat maak jy as die broodprys opgaan. Hulle kyk wat maak jy as mense afbetaal word by die werk. Hulle kyk wat gebeur en hoe hanteer jy ander mense. Hulle sien uiteindelik hoe jy jou weer verloor. Jy's die preek wat baie mense sien. En dis ongelukkig baie dikwels die enigste Bybel wat hulle lees. Wat doen jy as dit swaar gaan? Wat jy dalk vanmôre hier vir jouself kom sê oor God se predikers. Dis dalk nodig dat jy vanmôre vir die Here moet vra, Here, bring alles wat ek doen in my lewe aan U vanoggend die eer. Die plekke wat ek besoek, die dinge wat ek doen, die TV-programme waarna ek kyk, die tydskrifte wat ek lees, die manier wat ek my man of my vrou behandel, die manier wat ek my kinders behandel, neem ek maklik deel aan wanneer vuil grappe uitgeruil word. Is ek baie maklik by as daar van iemand anders geskinder of sleg gepraat word. En dan noem ek myself 'n vriend van daardie persoon. Jy sien vriende, to lead by example means to guide others through your behavior instead of your words. Jou optrede maak saak. Dit is tog so jammer dat ons as gelowiges, en ons noem onsself partymal Christene, dat ons getuienis partykeer nie strook met die een vir wie ons lief is nie. Dis Gandhi wat gesê het, was dit nie vir Christene nie, het hy dalk 'n Christen geword. Maar dit wat hy gesê het hom nie oortuig van God se liefde nie. Vriende, kan ek vanmôre afsluit deur vir u 'n belangrike ding te kom sê. Dis maklik om Jesus se naam te roep in 'n gebou wat ons kerk noem. Onthou, hierdie is 'n gebou, sement en stene, pragtig mooi. Baie lekker atmosfeer, heerlike tyd van aanbidding vanmôre gehad. Dit bring eer aan die Here as julle so die Here aanbid. Amen. Want dit mag nie beperk wees tot 'n gebou nie. As Jesus vir ons in Eastland 'n week sou kom kuier, waar dink julle sou ons hom die meeste gekry het? In die gebou? Beslis nie. Sou buite gekry het. Dalk by die taxi rank, waar hy vir 'n paar ouens sou vertel het, Jesus het jou lief. Dalk miskien by 'n familie, vir hulle gesê het, weet jy, ek gaan vanaand saam met jou 'n bietjie braai, maar na die braai wil ek graag met julle ietsie deel, en wil ek iets vir julle kom gee, wat julle lewens sal verander. Vriende, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om predikers te word na buite toe. En wanneer predikers na buite toe preek, is dit nie op grond van ek is beter as jy nie, luister na wat ek sê nie. Dis op grond van, was dit nie vir sy genade nie? Was dit nie vir sy liefde nie? Wat sou van my geword het? Dis maar net 'n genadekans. Kan ek en jy onsself vandag voorneem om 'n verskil te gaan maak? Weet jy, net 'n woord? Weet jy, net 'n bemoediging? Ek gesels nou die dag met 'n ou dame van 'n ouete huis. Sy sê vir my, pastoor, weet jy, ek kan nie wag vir Sondag nie, want ek is so verskriklik alleen by die ouete huis. My kinders het van my vergeet. Maar as ek by daai kerkdeur instap en iemand vat net so my arm en ek voel die warmte op hierdie stukkie vleis, is die enigste warmte wat ek voel in die hele week. Want daar is nie vir my so ietsie, maar by hierdie gemeente is daar mense wat vir my omgee. Vriende,
Kom ons gee vir mekaar om, dit het my vanmôre beïndruk, toe ek hier instap, en ek sien hoe julle met mekaar werk, hoe julle mekaar groet, hoe julle lief is vir mekaar, hoe daar uiteindelik 'n warmte in hierdie gebou is. Ja, prys die Here. Maar dit mag nooit eksklusief net hier binne bly nie. Ons verantwoordelikheid is om te gaan. Die Here sê nêrens kom nie. Hy sê net as ons moeite het en ons is belas en ons het krisis, dan moet ons kom na my toe. Maar wanneer dit gaan oor die groot opdrag, is dit 'n opdrag wat sê gaan dan weer. Gaan. Moenie vir die pastoor wag om dit te kom doen nie, doen jy. Moenie wag vanmôre vir die kerkraad nie, doen jy. Die Here sit jou op plekke waar ek en julle pastoor nooit by sal kan uitkom. Hy plaas jou op 'n plek om 'n verskil te kom maak. Laat die Here jou gebruik. Jy moet nooit dink jy moet eers 'n graad hê. Of jy moet eers geleerd wees. As die Here 'n visserman soos Petrus met skurwe hande soos hy die nette reggemaak het, kan gebruik, kan die Here vanmôre vir jou en my gebruik. Die Here gebruik die eenvoudiges van hart. Amen. Die Here gebruik die opregtes. Die Here sê vanmôre, kom jy maar net en volg jy my. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons stel die Here net lof. Kom ons bring die Here aanbidding en eer. As jy dalk vanmôre hier sit, en daar is op die oomblik in jou lewe iets aan die gang, iets wat besig is om met jou te gebeur, en jy weet die Here gebruik vanmôre iets om met jou te praat, en ek weet nie wat daardie iets is nie, maar jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd, en jy besef dalk in hierdie oggenduur, dat jy dit nie alleen gaan kan maak nie, maar dat jy die Here nodig het, wil ek jou nou nooi, net op jou voete te staan. Ek gaan jou nie vorentoe nooi nie, ek gaan net my hande uitstrek, en al wat ek doen is ek wil net vir jou bid, want ek weet vanmôre, hier is mense wat vandag deur moeilike omstandighede gaan, mense wat sekere uitdagings in hulle lewe beleef. As jy nou vanmôre in hierdie gebed wil ingesluit wees, moenie maar net staan omdat ander staan nie, maar as jy vanmôre die Here God vertrou, en jy het geloof in jou hart, dat die Here die omstandighede vir jou kan verander, wil ek hê jy moet opstaan. Steek net jou hand so in die lug saam met my, en as daar nog iemand is wat gou wil staan, as jy welkom. Here, ek bid in hierdie oomblik in die naam van Jesus. Dis u woord wat sê, dat u het in hierdie môre uur vir ons kom herinner in die boek van Romeine, en ons weet vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal dien. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Here, daarom het ons geen twyfel dat hulle wat vanmôre hier voor u staan, met hulle hande opgesteek na die hemel, vanmôre omdat hulle u liefhet, Here, hier vanmôre kan hoor, dat alles sal vir jou ten goeie meewerk. Dit gaan dalk nie lyk soos wat ons dit wou hê nie. Dit gaan dalk nie wees soos wat ons gedink het dit moet wees nie. Dit gaan dalk heeltemal anders lyk. Maar Here, u weet vir ons die beste. Ons weet ons kan op u vertrou. Ons weet dat u ons geroep het. Dankie Here dat ek nou vanmôre elke man, elke vrou, seun en dogter wat in hierdie gebou opstaan, Here, onder u bloed kan bring. Vanmôre kan vra, Here, dat u hulle sal beskerm. Dat u wysheid sal gee, Here, sodat mense deur hierdie see kan stap. En aan die ander kant, wanneer ons uitkom, terugkyk en sê, die Here was saam met my gewees. Dankie Here dat ons getuienisse gaan hoor van mense wat sal kom getuig oor wat God gedoen het. Ons bring graag aan u vanmôre, Here, al die aanbidding en al die eer in Jesus se naam. Amen.